Ek groet jou hier van Kruiskyk se ateljee af op ons program Woord Aktueel. Dankie dat jy deel is van Kruiskyk en onthou, as jy dalk nie 'n gemeente het nie, Kruiskyk sal jou finansiële bydrae waardeer. Gewoonlik behoort jou 10de by jou gemeente te wees. Dis die Bybelse beginsel, maar as Kruiskyk jou gemeente is, dan is dit waar jou offergawe gaan. En ek het verlede keer vir Heide Marie hier in die ateljee gehad en sy is besig met 'n jeugopleidingsprogram in Mamelodi en ons het gepraat oor die opleiding van jong mense, swart jong mense, en ons het gepraat oor die rassekwessie in die land. En dis so ernstig rondom die rassekwessie dat jy rassistiese opmerking maak by die werk en ons dink nou aan hierdie ding van Gareth Cliff wat in die hof gedraai het, jy kan jou werk verloor en dis ernstig. So of ons nou daarvan hou of nie, elke Suid-Afrikaner gaan 'n punt daarvan moet maak om saam met almal te werk. En ek maak altyd 'n stelling: geel, bruin, wit en swart is almal kosbaar in die oë van die Here. Nou Heide Marie, ek wil verder met jou praat oor net in die opleiding wat jy doen met jong mense. Vind jy dat daar 'n verandering van swart mense se gesindheid teenoor blankes? Jy werk met kinders van die ouderdom van 18 tot 25. Wat vind jy hulle gesindheid? Want party van hulle was babas, ander is na 94 gebore en hoe hulle anders leer dink het. Jy weet, as ek dink aan jare terug, toe die nasionale party die verkiesing wen teen die sappe, die natte en die sappe, die ouer mense se weet waarvan ek praat. Toe staan 'n kleerling onder in die Kaap en hy verkoop koerante en hy sê die nasionale party het gewen en wit bly wit en swart bly swart. Nou, hy het baie krasser gestel as dit, maar ons moet saamwerk in die land, want ek glo God het 'n profetiese mandaat vir die land. En die profetiese mandaat sluit al die bevolkingsgroepe in. Al is ons Afrikaans sprekende blanke in die minderheid, en as ek sê Afrikaans sprekende blanke, moet ons nie die kleerling uitsny wat ook Afrikaans sprekend is nie, wat nog 'n 9% van die bevolking opmaak. Dis waar. Maar wat is jou belewenis van die jong mense gesindheid teenoor blankes? Is daar antagonisme? Is daar onsekerheid? Is daar nog soort van 'n vyhandigheid? Ek dink om die vraag te antwoord, baie mense se gesindhede en persepsies word baie gevorm deur hulle ouers. Veral as jy net uit die skool uitkom, ek meen jy het nog baie van die denkpatrone van jou ouers. So party van ons jong mense is die blankes baie positief gesind, baie goed gesind. En dan kry jy van hulle wat mens kan sien 'n klein bietjie meer antagonisties of 'n bietjie meer versigtig is. Jy kan sien hulle so 'n bietjie meer, daar's 'n bietjie meer van 'n skans op, nê. Maar ek kan regtig waar sien dat wanneer mense agterkom dat ander mense opreg omgee, dan verander dit mense se persepsies en dit breek skanse af. So wanneer hulle kan agterkom dat daar blankes is wat in hulle lewens kom inbou, wat daar is om hulle te leer, wat daar is om saam met hulle pad te stap en laat ons van mekaar kan leer, dan kom hulle agter, maar weet jy wat, mense is mense. Daar's blankes met swak of verkeerde motiewe en daar's blankes met goeie motiewe. Daar's swart mense met verkeerde motiewe, daar's swart mense met goeie motiewe. Maar op die einde van die dag dink baie van hulle se siening oor blankes verander baie wanneer hulle sien dat daar is blankes wat omgee. My niggie was 'n kriminoloog, as ek sê was, sy is oorlede, Adila Beskagni, en sy het daai tyd die skieter, die jong man wat gaan swart mense doodskiet het, ek kan nie onthou mooi die hele hofsaak nie, maar sy het hom gaan beraad om agter te kom hoe hy dink. En wat interessant was het wat jy sê,
Hy's van kleins af gevoed. Ja. Swart is sleg, swart is 'n gevaar. Jy weet, ons kom uit die ou Suid-Afrika, waar kommunisme die rooi gevaar, gaan die land oorneem. Ek het as kind, elke tweede koerantberig is die rooi gevaar. En dus is die swart gevaar. Ja. En jy sê iets baie interessant, soos jy vir ouers iets kon sê vandag. Ouers wat ouer kinders het. Jy het nou nog gepraat van 'n gesindheid. 'n kind, ek kan vir hom sê wat om te maak. Dus is die pa wat staan en rook. Ja. En hy sê vir sy kind, as ek jou vang, breek ek jou nek. Ja. Maar die kind volg die pa se voorbeeld. Absoluut. Nou wat is jou belewenis uit die wit kultuur en die swart kultuur? Want jy het nou gestudeer op universiteit en jy het nou taalkundig sien jy by Afrikaans na. So jy het met, kom ons sê, goeie sterk Afrikaners te doen, maar ook met goeie sterk swart mense te doen. Ja. Hoe vind jy daai kombinasie? Eintlik is dit vir my nogal, dis vir my baie verrykend. Ek dink dis baie lekker om met mense te werk wat verskillend kyk na die lewe, verskillend dink oor die lewe. En dis vir my lekker om van ander mense te leer. Dis vir my lekker om van ander volkegroepe te leer, want ek voel ek kan soveel van hulle leer soos hulle van my. Jy weet, dis nie ek is verhewe en ek is beter as hulle en hulle moet by my leer nie. Nee, ons leer mekaar. So dis my eintlik baie positief in daardie opsig. Maar om terug te kom na iets wat hom genoem het, ons het byvoorbeeld 'n ou gehad wat hierdie jaar in die kursus ingekom het en daar het 1 of 2 goed in die klaskamer weggeraak. Jy weet, iemand se geld het weggeraak en iemand se selfoon het weggeraak. En ons het met hulle gepraat oor innerlike genesing. En ons het 'n klomp sessies aangebied en aan die einde daarvan het hy na my toe gekom en het my gesê hy wil regtig die Here aanneem en hy wil regtig sy lewe verander. En hy wil regtig die Here ervaar vir alles wat hy is en wat hy sê hy is. En ek het 'n bietjie met hom gesels. Ek het hom eendag genooi dat ons bietjie sit en bietjie gesels oor waar hy is en wat hy beleef. En hy het vir my gesê dat hy in 'n huis groot geword waar 'n geweldige armoede was, waar beide sy ouers sonder werk was. Hy glad nie sy pa ooit geken het nie. Sy pa op hulle uitgeloop het toe hy 5 jaar oud was. Sy ma later weer betrokke geraak het met 'n man wat toe nou vir hom 'n stiefpa geword het. Die man het hom heeltemal mishandel en hy het toe uitgetrek en by sy ouma gaan bly. En die jong man was so vol pyn. Hy was so vol pyn toe hy daai dag by my sit. Hy was so vol woede en weerwraak. En as gevolg daarvan het hy betrokke geraak in verkeerde dinge. En omdat daar nooit geld in die huis was nie, het hy in 'n gewoonte gekom om hier en daar iets te vat. En hy wou dit nie in soveel woorde aan my erken nie. Maar tydens die sessie wat ons saam gebid het hy vir my gesê daar is dinge in sy lewe waarop hy nie trots is nie. En dit het toe uitgekom dat hy graag daarvan wil afsien. En hy het toe gepraat oor die feit dat hy in 'n armoedige huis groot geword het, maar dat hy besef dat die Here sy voorsiener is en dat hy graag die Here as sy voorsiener regtig wil aanvaar. En ek kon toe met hom deel en vir hom sê, weet jy wat, daar is 'n beter weg. Daar's 'n beter pad. Hierdie ou het betrokke geraak in dagga en om dagga te verkoop ensovoorts om dan nou geld te kry. En hy het dit ook herken tydens die sessie. En ek het vir hom een ding gesê, ek het gesê, weet jy wat, party van die grootste dwelmhandelaars in ons wêreld is die bangste seentjies in Laarte. Hy het my herken, hy is so bang. Want hy het sy identiteit begin vind in steel en in dagga, in dwelms. En hy sê vir my, hy wil sy lewe verander. Hy wil nie meer so leef nie. Hy voel vasgevang, hy voel ingehok. Hy is 'n gevangene in 'n tronk van sonde en hy wil nie meer so leef nie. En hy kon sy pa vryspreek, hy kon sy stiefpa vryspreek, hy kon sy ma vryspreek. En daar het verandering gekom. Ek kon die verandering in sy gesig sien. En daarmee wil ek net, van die os op jas werklik ons jong mense aanmoedig en sê, jy kyk dalk na 'n ou en jy sien die sleg raak, jy sien die skans, jy sien die muur, jy sien die pyn, jy sien die woede, jy sien die aggressie. Baie dikwels is dit 'n jong man of 'n jong vrou wat uit 'n baie seer omgewing kom, wat geleer het om op 'n sekere manier op te tree, maar wanneer jy werklik by die persoon se hart kom en Jesus vir daardie persoon verkondig, daai persoon leer iets van die liefde van God die Vader, dan kom jy by die bang, weerlose klein kindjie wat seer gemaak is op 'n jong ouderdom. En wanneer jy by daai kindjie se hart uitkom, dan begin die volwassene se lewe verander. Dis interessant. Ek ry eendag en iemand het 'n Alsatian raak gery. Nou lê die Alsatian langs die pad en skreeu. Nou hou ek stil en ek wil die hond help, maar die hond wil my byt.
Nou besef ek kan nie die hond help nie. Ek bel 'n veearts, ek sê hy lê 'n gewonde hond. Hy sê, wat moet ek maak? Hy sê, as ek kan, dan word dit my verantwoordelikheid. En nou, dis 'n hond. Ja. Daar's mense wat hulle oor die hond sal ontferm. Ja. Hulle sal byvoorbeeld die hond doodskiet, dat hy nie verder pyn het nie, of die hond probeer op 'n manier kalmeer, dat hulle die hond na 'n veearts toe kan vat, en dis 'n hond. Jy weet nou, die mense, nou het jy nou iets baie interessant gesê, daar's mense wat in tronke sit, en die tronk van hulle omstandighede maak hulle byt, Ja. by geweld betrokke raak, gewelddadig is. Ek sien is nou so 'n week of wat terug, het hulle ingebreek by 'n huis, en slaat hulle 'n 7-jarige kind met 'n yster. Nou dink ek, geen normale denkende mens wil 'n 7-jarige kind slaan met 'n stuk yster nie. Maar uit watter tronk kom daai persoon? Presies. So, ek kan deel wees van die probleem, en dis wat ek hoor jy sê, of deel van die antwoord in die land. Absoluut. En ons hoef nie polities te raak nie. Romeine 5:5 sê, die liefde van God, en dan gebruik hy die woord agape liefde, is in ons harte uitgestort. Dit beteken nie ingedrup nie. So ek kan lief hê soos Jesus lief gehad het, en vir elke mens lief is, kan ek opofferend lief hê. En vertel ons net verder van die scene, daar het totale verandering in hom gekom. Ons het nou voor die vakansie, voor die skoolvakansie, het ek met hom tyd spandeer, en toe tydens die skoolvakansie het ek ook met hom tyd spandeer. Ek het nog nie weer in die hande gekry nie. Maar dit begin nou eers weer. Ja, dit begin nou eers weer. So ons gaan nou eers volgende week weer met die studente begin, en dan sal ek kyk hoe gaan dit met hom. Jy weet, en hoor hoe gaan dit met hom. Maar ek vertrou, en van wat ek kon aflei, het daar 'n groot verandering gekom. En ek dink die ding wat ons ook moet verstaan is, daar's altyd 'n hoekom agter die wat. Wanneer ons net kyk na die wat, met ander woorde, dit wat ons kan sien, wat op die oog af. Ek wil net stop daar, jy sê iets mooi. Daar's 'n hoekom agter die wat. Hoekom doen ek wat ek doen? Baie mooi, baie mooi. En ek dink almal van ons het 'n hoekom agter ons wat. Ek dink almal van ons doen sekere dinge vir sekere redes. En baie dikwels is ons bang. Omdat mense bang is, omdat mense seer is, dan begin hulle skans op te bou. Hulle begin op sekere manier op te tree. So wat ons oor gepraat het, en ek kan 'n baie reguit politieke stelling maak. Baie mense van die EFF, wat Julius Malema se ondersteuners is mense wat seer gekry het. Dis mense wat nie identiteit het nie, dis mense wat nie weet wat die Here se liefde vir hulle is nie. Wanneer ons betrokke raak by dinge wat waarvan die uitgangspunt woede, weerwraak en aggressie is, dan weet ons iewers is daar seer. Iewers het ons nie volmaak geraak in God se liefde nie. So wat ek daarmee wil sê is, baie van ons land se jong mense reageer vanuit pyn, vanuit woede, vanuit innerlike opgeboude frustrasie, wat hulle dan uithaal teen ander mense. Maar eintlik is die hoekom agter die wat hulle eie pyn of hulle eie vrees. Baie van ons blanke jong mense probeer om ons swart jong mense te veg en om hulle te staan as gevolg van vrees. So die hoekom agter hulle wat, agter hulle optrede is baie dikwels vrees. Baie van ons swart jong mense is baie negatief en rassisties teenoor ons blankes as gevolg van pyn. En daai pyn word dikwels uitgehaal op verkeerde mense. En wanneer ons besef dat God ons so oneindig liefhet en ons hom toelaat om ons harte te kom genees en ons identiteit te kom gee, dan hoef ons nie meer vanuit die pyn en die weerwraak en die onvergifnis en die bitterheid van die verlede op te tree en ander mense seer te maak nie. En dis wat ons gesien het met daardie jong man, toe hy ervaar, daar's liefde en daar's genade. En ek kan hom kon verkondig dat God die Vader nie net staan met 'n sweep gereed om te slaan die oomblik wat hy droog maak nie, maar werklik in 'n liefdesverhouding met hom wil staan. Toe gaan sy oë oop en iets in sy hart raak ontvanklik vir die woord van die Here. Die Here sê nie verniet in Jesaja 36 vers 25 dat hy die hart van klip uithaal en ons hart van vlees gee. Maar nou na wedergeboorte sê Romeine 12:2 moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word getransformeer deur die algehele vernuwing van julle gemoed,
So as ek 'n blanke is, het ek 'n raamwerk van verwysing. 'n Kleerling het 'n raamwerk van verwysing. Ek praat met 'n kleerling en hy sê vir my, sy pa is blank, sy ma swart. En hy was die donker een in die gesin. Hy moes in die motorhuis slaap. Hy was die swarte wat in die motorhuis moes slaap. Ja. So nou het hy 'n pa en 'n ma wat hom nie aanvaar nie. Maar hulle het hom gemaak. Of kom ek sê, hulle was die pa en ma wat by mekaar gekom het en hy was die vrug van hulle liefdesverhouding. Maar nou verwerp hulle hom, omdat sy kleur verkeerd is. Die kinders wat ligter is, mag in die huis slaap. Ek kan nie dink dat ek het al in my lewe met 'n seerder persoon gedeel nie. Want waar gaan hy aanvaarding soek? In die Kaap vind hulle aanvaarding in bendes. Dis waarom dit na bendes toe gaan. En jy hoor konstant hoe bendes in die Kaap beklei. En dis so hartseer. As jy nou met mense sou praat wat 'n prediker luister nou of dalk luister iemand nou wat sê, weet jy, ons gemeente of ons gemeenskap kan ook so iets begin. Ek weet dat hulle sal kan kom aanklop by Funanani. En ek dink wat goed sal wees, as jy dalk net sê waar hulle jou kan kontak, as hulle meer wil weet. Want jy weet, julle word nou deel van die oplossing van ons unieke politieke situasie. Europa gaan met ISIS en al die vlugtelinge gaan 'n nuwe uitdaging sê. Absoluut. Jy weet, ons het uitdagings hier, maar julle deel begin word van die antwoord. Al is dit net 'n klein gedeelte. En ek wil net dit sê, soos die seentjie wat langs die see loop en hy tel 'n seesterretjie op en hy gooi hom terug in die see. En nou oom sê vir my, kind, jy mors jou tyd. Want kyk hoe baie is hier. Toe sê hy, nee oom, vir daai een het ek 'n verskil gemaak. En as waar kan hulle jou kontak? Is jy op e-mail beskikbaar? Ons is op e-pos beskikbaar. Hulle kan ons kontak by outreach@funanani.com. So dit sal wees OUTREACH outreach, dus 'n uitreik @funanani FUNANI.com. Okay. Of op my nommer, hulle kan my gerus skakel 082 780 6898. Hulle sal dit op die onderkant van die skerm plaas. Nou, in dit wat jy mee besig is, gaan jy baie keer huis toe en dink jy, we're fighting a losing battle. Of sien jy hoop vir 'n nuwe Suid-Afrika, vir 'n nuwe toekoms? Want baie mense wil die land uitvlug en dan kom aan die ander kant, gras is toe nie groener op die ander kant nie. En die skrifgedeelte uit Handelinge 17:26, die Here plaas ons in lande. Jy het nie gekies om Heidemarie Kasselman, Afrikaanse blanke dame te wees nie. Die Here het jou gevorm in jou moeder se baarmoeder. Ek het nie gekies om 'n bietjie Jood, bietjie boer, bietjie Afrikaans te wees nie. Regte Suid-Afrikaanse vrugte slaai. Maar hier sit ek. En of ek is deel van die antwoord of deel van die probleem. Maar wat beleef julle? Is daar 'n verandering in die atmosfeer? Groei daar hoop? Om die vraag te beantwoord, daar is tye wat ek tussen blankes is en baie meer hopeloos raak oor ons land as wanneer ek in Mamelodi is. Inteendeel, wanneer ek in Mamelodi is, dan ervaar ek hoop vir ons land. En dis een ding wat ek graag vir jong mense daar buite wil sê. As jy jouself omring met negatiewe mense wat negatiewe inspraak oor ons land gee, gaan jy uiters negatief begin raak en begin dink. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om ons denke te vernuwe, maar ongelukkig die mense wat die meeste tyd spandeer, het 'n groot invloed op jou denke en die manier hoe jy dink. Jy sê iets so pertinent. Ek kies met wie ek wil meng. En as ek het, daar sekere mense en ek gaan van die punt af dalk. Ek was toe ek die Here begin dien het, toe ons was 'n groepie vriende en
toe kom die ene en ons gaan die aand, ons manne gaan, jy weet, 'n bietjie uit eet en ons gaan 'n bietjie met mekaar kuier. En die jong ouetjie sê toe, ek gaan my ring afhaal. Ek sê, hoekom? Hy sê, jong, dalk tel ek 'n meisie op. Ek sê, so jy's bereid om jou vrou te verloon, ek kan nie saam met jou uitgaan nie. Want jy is iemand van twee gedagtes en onstabiel in al jou weer. Precies. So ek moet my vriendskap met jou breek. Hy sê, hoe kom jy dan uit? Ek sê, want ek is getroud. Ons manne gaan nou wel, jy weet, baie keer die vrouens se aand uit, maar ek gaan nie om ontrou te wees teenoor my vrou nie. Nou daai beginsel dat ek praat om met daai ou te meng, begin ek nader aan dink, ontrou is die norm. Selfs wat jy nou van praat. Dit is so waar. Op die einde van die dag moet ons besef en ons moet vir onsself uitmaak waarvoor staan ons. Want as ons vir niks staan nie, gaan ons vir enigiets val. Dis so mooi. As ek besluit ek staan vir die Here en ek staan vir sy woord en ek wil graag 'n verskil maak in hierdie land. As ek in myself in hierdie land bevind en ek leef om 'n verskil te maak, nie gaan ek 'n bitter ongelukkige mens wees. Maar ek wil 'n ding sê, baie keer dink ons, Here, ek kan nie ontslaa raak van hierdie rassistiese gedagtes in my kop nie. Ek kan nie ontslaa raak van hierdie dinge nie. Ek wil vir jong mense sê, weet jy wat? Jy kan ontslaa raak deur die hulp van die Here. Hy kan ons harte verander. As jy sê, Here, ek wil graag 'n verskil in hierdie land maak. Ek wil graag hoop skep in hierdie land. Ek wil graag vir mense vertel van die hoop in my hart. Ek wil graag vir mense van Jesus vertel. As jy dit sê, dis die eerste stap. Laat die Here toe om in jou hart te werk, om hoop in jou hart te herstel, om jou gedagtes te verander, om gelykvormig te word aan sy gedagtes. As jy hom daarmee vertrou, hy sal dit doen. Want hy wil hê ons moet hoop hê. Jy weet, dit is interessant wat jy sê, dat Romeine 12, toe ons nou nog praat van die algehele vernuwing van jou gemoed. So ek het 'n raamwerk wat my leer dink het. Ja. Ek het 'n vriendekring, 'n ouer paar, of 'n ma of 'n pa, of 'n oupa of 'n ouma, wat my leer dink het. En as ek my denke moet vernuwe, waarna toe gaan ek? Ek kan nie na mense se opinies toe gaan nie, want Jeremia 1:12 sê die Here, ek wag oor my woord, nie oor mense se opinies nie, om dit te volbring. So, wat raai jy mense aan as jy met hulle praat? Breek met jou vriendekring? Ek sal nie noodwendig sê breek met jou vriendekring nie. Ek sal sê omring jou met positiewe mense. Kom in 'n omgeegroep, in 'n selgroep, in 'n kerkgroep waar jy tussen mense omring word wat positief in jou lewe inspreek, sodat jy dan ander vriendegroepe wat negatief dink of anders dink, wel positief kan beïnvloed. So op die einde van die dag moet jy jouself nie net met mense omring wat negatief is nie. Omring jouself met mense wat in jou inbou, sodat jy weer in ander kan gaan inbou. Dis wonderlik om dit te hoor. Nou, jy praat nou dat jy het meer hoop as jy saam met jong swart mense werk, as met sekere jong blanke mense oor die toekoms van die land. Weet jy, die begrip van gebed, Jakobus 5:16 sê, die volgehoue, hartgevulde, ernstige gebed van die regverdige, het groot krag. As ek nie glo nie, bid ek nie. Ja, dis waar. Dan bid ek die probleem. Dis baie waar. So die uitdaging wat my betref, is om bid die antwoord. Maar kan nie die antwoord bid. Ons het altyd gepraat van jy het pampoentjies, maar jy praat oor masels. Maar mense steek aan en hulle kry pampoentjies van dis wat jy het. Ja. So ek kan praat dat ek nie rassisties is nie, maar my wese straal rassisme uit. Hoe beleef jy dit? En hoe vind jy 'n verandering? Ons het so, as jy dit saamvat, kan ons afsluit daarmee. Okay, 100%. Ek sou sê, wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. En die Bybel sê dit ook so mooi, nê? Ja, Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis hoekom ons harte moet bewaak. Meer as enigiets anders. Van daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat ek graag wil sê vir elke jong mens is, as jy jou hart bewaar, jou hart vir die Here gee, sê Here, ek wil my hart vol maak van dit waarvan u hart vol is, sal hy jou hart vol maak.
Ons het nodig om die Here te vertrou, om sy hoop in ons harte te plaas, om sy liefde vir mense in ons harte te plaas, om sy vrede in ons harte te plaas. Soveel van ons het nie vrede nie. Soveel van ons beleef nie die vrug van die Heilige Gees nie, want ons is so vol vrees. Ons is so bekommerd oor die toekoms. Ons is so vol stres en spanning. Maar as ons kom en ons sê, Vader, ek weet U sal vir my sorg. Ek weet U gee om. En ons begin werklik die Here leer ken vir wie Hy is. Dan sal Hy ons die vrug van sy Gees gee, daai liefde, vrede, vreugde, al daai pragtige eienskappe van sy Gees, sodat ons dit weer met ander kan deel. So ek wil regtig vir mense eintlik 'n uitdaging maak en sê, laat die Here toe om jou hart te verander. Laat die Here toe om vir jou sy hart te wys. In Johannes 4:18 stel dit so mooi. Hy sê perfekte liefde wat God in Jesus gedemonstreer het, dryf die vrees na buite toe uit. En daai woord vrees in die Grieks is phobos, fobia. Ek kan 'n fobia hê vir anderskleuriges, vir die toekoms van die land. Maar dan voeg 2 Timoteus 1:7 by. Hy sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En daai woord in die Grieks is 'n lafhartsgees wat weghardloop van konfrontasie. Is 'n lafaard. Ek wil nie iets konfronteer nie. Ek konfronteer nie die wortel van my probleem nie en ek hanteer dit nie. Hy sê God het ons nie 'n gees, 'n lafaardsgees gegee nie, maar 'n gees van liefde en is agape, van krag en 'n geordende verstand. Die verstand moet georden wees volgens die woord van God. Miskien net 'n laaste gedagte, dan sluit ons af, net so 30 sekondes. Ek sou sê, daardie is die kern, dis die kern van alles. En ek wil regtig jong mense uitdaag wat sukkel met vrees, wat sukkel met negativiteit oor die toekoms van ons land, om werklik in te skakel by 'n kerk, by 'n plek waar hulle positief geïnspireer kan word en om werklik vir die Here te vra, Here, gee vir my U gees van liefde, U gees van vrede, want ons het dit nodig, sodat ons kan voortgaan om die Here se werk te doen. En die heel laaste gedagte, as ons weet dat God die Vader ons beste belange op die hart het en dat Hy ons waarlik sal beskerm om die doel en die plan te bereik wat Hy vir ons lewens het, hoef ons nie te vrees vir die toekoms nie. Ons hoef nie. Wonderlik. Heidemarie, baie dankie, liewe kyker. Onthou, deel met die vrees. As jy nie gaan nie, sê Job 3:25, as jy iets vreesliks vrees, gaan dit oor jou kom. Die Here seën jou.